Suid-Afrikaanse klanke van Springbok Nude Girls met Blue Eyes hier op Milie FM, kos vir hore. Altyd lekker as mense vir my kom kuier in die ateljee. Saam met my het ek vir julle Lisna Kleinhans, die eenheidsbestuurder van die tienereenheid van Bloemkeer Psigiatriese Hospitaal. Baie goeiemôre, welkom hier by ons by Milie FM. Goeiemôre Johan, lekker om hier te wees. Hoe loop jy Dinsdag so ver? Maandag is verby, so die ergste, daai pleister is af. Ja, dit was 'n groot pleister, Maandag was 'n groot pleister, maar ons week gaan goed. Jy's nou oor hy spoedhobbel, nou is dit net al die pad afdraande naweek. Nou is dit afdraande toe, op pad naweek toe. Nou, ons gesels so 'n bietjie oor die Geestesgesondheidsmaand hier in Oktober. Waarom is dit belangrik om dit so 'n bietjie meer aandag te gee in Oktober? Johan, geestesgesondheid lê ons na in die hart by Bloemkeer en dis vir ons belangrik om die bewusmaking vir ons gemeenskap en to be out there, en om ook bietjie te fokus om die stigma rondom mental health te breek. So dit is vir ons belangrik. So die bewusmaking is 'n groot ding. En dit is altyd so, mense, dis nie iets waaroor mense wil praat nie. Nee, mense steek jy goed weg, jong. Dit is so half jy voel so ander mense gaan nie verstaan nie. Nee. Nou is 'n spesiale tema vir geestesgesondheid in 2025. Ja, daar is definitief 'n spesiale tema wat ons doen en dit is gemeenskap of community soos hulle sou sê, en ons hier by Bloemkeer wil graag met ons gemeenskap hande vat en ons wil uitreik en sê en bietjie terugploeg, jy weet, vir ons gemeenskap. En dan het julle ook 'n spesiale dag wat op pad is. Wat beplan Bloemkeer vir hierdie dag? Ons beplan sommer 'n lekker samesyn, 'n lekker vandag by ou studente rolbalklub. Ons gaan bietjie die middag van die 10de Oktober, Mental Health Dag, gaan ons spesifiek sommer net lekker rolbal speel en net lekker saam kuier. Wel, ek geniet nogal rolbal self. Ek dink julle ouens gaan nogal 'n paar ouens daar kan raak sien op die rolbalbaan. Ek dink daar kom baie tekens uit. So julle moet die ouens maar dop hou terwyl hulle. Ja nee, daar's seker 'n paar rooi ligte wat ons gaan sien. En veral, ek gaan vir julle sê, ek kan dit nou ongelukkig nie maak nie, maar daar gaan 'n Milie FM span wees. Wat gaan? Ek gaan vir die name gee. Kyk uit vir hulle. Hulle gaan seker bondhemde aan hê. Laat my weet, ek gaan vir my 'n nommer gee. Okay. As julle iets oplê daar, laat my onmiddellik weet. Ja, nee, baie dankie. Nou vertel ons bietjie, jy wat baie met die tienereenheid werk. Wat is die rooi ligte waarvoor ouers moet uitkyk? Daar is so baie, maar net sommer 'n kort samevatting vir dit is maar meestal gedragsveranderinge in slaappatroon, in skoolpunte sê nou maar, of skool issues of so, en dan ook onttrekking of aggritasie, moodiness, en dan selfsorg of selfs substansgebruik. As jy nie gewoond is dat jou kind so optree nie, buite sy normaal optree, dan kan jy begin dink aan 'n samevatting van rooi ligte. Ek praat nie spesifiek net, jy weet, nou begin my kind bietjie onttrek, o Jessie, nou moet ons uitkyk. Ek praat van 'n klomp verskeie soorte, of van hierdie rooi ligte. As daar 'n kombinasie van dit is, dan kan die ouers maar bietjie net kyk en op hulle hoede wees. En nou, as jy begin optel, daai probleme is daar. Waar gaan die ouer, waar gaan soek jy hulp? Waartoe gaan jy? Die maklikste is maar, jy weet, via huisdokter, of as dit regtig nood is, noodgevalle of so. Ons Bloemkeer Psigiatriese Hospitaal is 'n gespesialiseerde instansie, so ons werk op grond van verwysing, né? So die sielkundige, die dokter, die arbeidsterapeut, die huisdokter, noodgevalle verwys na ons toe, en dan kom kuier hulle bietjie by ons. Vir ons gestandaardiseerde program is 2 weke. So ons by die tienereenheid fokus meer op PALS program, wat meer Positive Adolescent Life Skills program is, wat die ouetjies bietjie help met life skills en die wat, waar, hoe basics. En hierdie ene maak my so die punt sien. Want ek sit self met 'n dogter wat baie hiermee sukkel, wat ek ook mee baie sukkel, en ek is seker die meeste luisteraars ook mee sukkel. Nou, sosiale media by kinders en by tieners. Hoe kry jy daai gesonde balans in die familie, daai screen time? Hoe beheer ou dit? Wat doen jy? Ja nee, sosiale media is 'n groote, so ek wil nie op ouers tone trap nie, maar dit is een van die groot goed waarmee tieners deesdae sukkel. Navorsing bewys, jy weet, social media
van die risiko's daaraan verbonde is ook, jy weet, dit beïnvloed jou slaap, die kwaliteit van slaap, en dan het dit half 'n snowball effek, want jy slaap nie goed nie, jy is moeg, jy het getelefoon die heel aand, of musiek, of wat ook al, en dan môreoggend is jy moeg, so jou fokus is af, jou angstigheid is dalk op, want jy het jou verantwoordelikhede by die skool of by die gesin of so meer. So daai snowball effek is regtig 'n ding waarmee hulle sukkel, en die kwaliteit van slaap is baie belangrik. So slaaphigiëne is een van die goeie goed, of die goeie balans wat ouers kan op fokus in die huisgesin. Struktuur, jy het self screen time genoem. So screen time is ook 'n moeilike enetjie, maar mens kan hom beperk as jy sou wou, maar ek gaan nie verder op ouers se tone trap nie, soos ek sê, daar is maniere, goeie slaaphigiëne, beperk screen time tot op wat vir jou en jou gesin werk, en dan ook age appropriate social media is baie belangrik. Ja, so dis maar van die groot goed. Ek het nou eintlik so gehoop jy gaan vir my sê 10 minute 'n dag, dat ek my dokter moet sê, daai tannie het gesê, dis nou klaar. Navorsing het bewys nie, jou brein doen 2 ure van skermtyd. Skermtyd is nie net selfone nie. Dit is laptops, dit is selfoon, dit is tablets, enige blou skermtyd. So jou brein doen nie goed. Dis waar die kwaliteit van sleep en waar jou brein moeg raak. So 2 ure sal ek sê, as ek nou kan, as jy nou my as jy plus minus moet vat, 'n goeie aanduiding moet gee. Ons gesels met Elisna Kleinhans van die Bloemkeer Psigiatriese Hospitaal. Nou, so teen slotte, wat is daai spesiale boodskap wat jy kan gee vir ouers en vir luisteraars? Is daar hoop vir die tieners? Johan, weet jy, in vandag se tyd, soos jy sê, ons maandag het rof afgeskop, en elke ouer het sy dinge en sy besig en sy werk en sy alles. So ek dink in vandag se tyd, jy as ouer of jy as mamma en pappa of ouma, moet regtig tyd maak vir jou kind. Deur net, jy weet, eenvoudig, stick to basics, luister, wees teenwoordig, skep die gevoel van veiligheid, ondersteuning, I've got you. Nee, deur vir jou tiener of jou pre-teen te laat voel, jy weet, ek het jou. Jy skep 'n sens van belonging. So jy behoort iewers. 'n Tiener is in 'n ontwikkelingsfase waar, jy weet, waar hulle nie lekker weet wie hulle is nie. Dis identiteit teenoor die res van die wêreld. So waar pas hulle in? So deur daar te wees vir jou kind, deur te luister, deur teenwoordig te wees, skep jy 'n plek van veiligheid, en dan die groot ding is, as 'n kind veilig voel, of tiener veilig voel, dan floreer hulle. Ja, dis maar, ek sê vir jou baie dankie, en baie waardevolle inligting wat jy met ons gedeel het. Ek sê vir jou baie dankie, en sterkte vir die res van jou dag. Ek weet jy het nog 'n lang dag wat voor julle lê. So ja, sterkte vir die res, en ek hoop jy het 'n fantastiese Dinsdag verder. Baie dankie Johan, en dankie dat julle ons genooi het, ek waardeer. Bly skakel op 90.7 FM uit Langervan Park, is jou buurt, dis jou stasie. Klop.